bietjie anders. As 'n mens hier op jou eie is somtyds en 'n geliefde van jou kom iets oor of sterf, is 'n mens nie altyd naby nie. En soos wat ons die mooi met mekaar hier kan deel en lief is vir mekaar ook as 'n gemeente en 'n familie, so kan ons mekaar vertroos in oomblikke van seer. Verlede naweek het ons die voorreg gehad, oom Mike en tannie Cathy daar heel agter in die kerk, het ons die voorreg gehad, hulle blomme meisie het vir hulle gekuier. En die van die wat in die kerk was, sou weet, hulle is 64 jaar getroud. So hulle blomme meisie is 'n dame van, dink vroeg na 70's. En ons het geskers daaroor, was vir ons wonderlik. Op dieselfde dag, dieselfde Sondag, is hulle agterkleindogter oorlede. In Australië, in Melbourne, en ons sal net nou so 'n bietjie oor haar gesels en praat. So waar ons 'n week terug saam met julle kon skerts, maak ons vandag julle hande sterk, want ons is een. Kom ons begin vanmôre ons erediens met 'n lied wat eintlik 2 liedere is. Ons noem dit ons toetrede lied, Ek soek na die God, my God, Psalm 63, 'n mooi toonsetting. En dan gaan hy sommer oor ook in ons loflied, wat die liedboeklied 163 is, soos 'n wildsbok wat smag na water. En dan eindig ons weer by Psalm 63. Terwyl ons dit sing, kom ons staan. Soek na U God, my God, ek dors na U God, soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees. As ek staan U dink, my God, oor die pyns in die nag, dan weet ek U help my, U hand ondersteun my, ek wil naby U bly, ek wil naby U bly, want U liefde is meer werd as die lewe. Daarom sal ek U vir altyd prys, my hande oplig om U naam te eer, want U is hier vir wie ek lewe. Ek soek na U God, my God, ek dors na U God, soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees. As ek staan U dink, my God, oor die pyns in die nag, dan weet ek U help my, U hand ondersteun my, ek wil naby U bly, ek wil naby U bly, want U liefde is meer werd as die lewe. En daarom sal ek U vir altyd prys, my hande oplig om U naam te eer, want U is hier vir wie ek lewe. Soos 'n wildsbok wat smag, na water smag my
God, soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees, om by U te wees. So by U wees, Hemelvader. Here, ons staan op hierdie oomblik voor U. En ons wil vir U dankie sê vir die voorreg om U te kan aanbid en U te dien. My lewe is tyd in U hand. En daarom wil ek U vanmôre prys, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Kan gerus hier sitplekke inneem. Ek gaan vir ons vanmôre 2 gedeeltes lees in albei die Nuwe Testament. Eerste gedeelte uit Romeine 8. Romeine 8 en ons gaan lees vanaf vers 18. En dan daarmee saam 'n kort gedeelte uit Filippense 3, 'n baie mooi beeld wat ek ook met 'n rede gaan lees uit Filippense 3. En daar gaan ek lees vanaf vers 10. Maar ek lees eers uit Romeine 8 in my Bybel op bladsy 206 en ek lees vanaf vers 18. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daarin onderwerp het. En daarby het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid, waaraan die kinders van God deel sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting, en nie die skepping nie, maar ook ons, wat die Gees ontvang het, as die eerste gawe van God, ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God bekend sal maak, dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered, en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens al sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien, maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ek lees net tot hier. Na die tweede gedeelte uit Filippense 3, wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos. Want om Christus Jesus, my Here te ken, oortref alles in waarde. Terwille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees, vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Ek sê nie dat ek dit alles al het, of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek.
Maak my los van wat agter is. En strek my uit na wat voor is. Span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het, in Christus Jesus. Ek lees vandag net tot hier. Here, op hierdie oomblik sluit ek my oë. Ek wil op hierdie oomblik, Here, met U praat en met U alleen. Ek wil elke sintuig wat ek het, nou op U rig. En as ek dit nou doen, Here, ervaar ek U stilte en die vrede en die grootheid. Hier op aarde, Here, is daar baie dinge wat ons nie verstaan nie. Ons maak maar somtyds asof ons alles verstaan en ons maak somtyds asof ons in beheer is, maar ons is nie. Alles is in U hande, Here. En al is daar somtyds dinge wat ek, al probeer ek hoe hard nie verstaan nie, dan weet ek, U bly groter. U besluit, U bepaal. En ons, Here, leef in U tyd. Here, wanneer ons vanoggend hier is ons nie hier uit verdienste nie. En daarom, Here, kan ons nie 'n klein insit vir dit wat vorentoe lê, of enige oomblik onsself op die skouer klop oor dit wat agter ons lê nie. Ek lewe elke dag, Here, in U oop hand. Ek lewe elke dag met die kanse wat U vir my gee, die geleenthede wat U oor my pad bring, Here. Ek lewe elke dag in genade, en ek lewe elke dag in 'n God wat liefde is en liefde doen. Kom daar oomblikke op my pad, waar ek tyd nie verstaan nie, waar ek dinge wat gebeur het, nie verstaan nie. Begin ek nie met my verwyte of my twyfel nie. Begin by die wete, Here, dat U groot is en ek klein. Ek is nie God nie, Here. Al dink ek dit soms. My lewe is nie in my hande nie, al lyk dit baie keer so. U is groter. En dis waar ons vanoggend ook met ons erediens wil begin, Here. U is groter. Daar is soveel dinge waarvoor ons vanmôre dankie wil sê. Ons wil dankie sê vir die feit dat ons as kinders voor U leef. Maak nie saak hoe oud ons word nie, Here, ons bly totaal en al afhanklik. Ons wil ook in die wete U vanmôre kom groot maak, Here, dat U voorsien, dat U sorg, en dat die pad saam met U nie altyd net voorspoed is nie. Is daar waar my lewe in eentuimel dat ek agterkom hoe groot U krag is. Is daar waar my antwoorde opraak dat ek agterkom U vrede, Here, gaan my verstand te bowe. En is daar, Here, waar ek wil vasval in bekommernis, waar ek weer eens die geleentheid kry om my afhanklikheid van U te bevestig, te begetuig. Wees vanmôre met hulle wat seer het, Here. Dis 'n diep seer hierdie. En wanneer ons met ons beperkte vermoëns somme maak, dan werk die goed nie uit nie, Here, want ewe skielik sê 'n mens vir jouself, en ek weet hulle doen dit, as 'n mens amper 90 is, en daar is 'n lewe agter jou, en daar's goed wat jy ervaar het, daar's iemand wat 10 keer jonger is as jy is, moet die kans soontoe gaan. Maar U werk anders. Op aarde gaan ons nie noodwendig verstaan nie. Op aarde gaan daai spieël waarskynlik dof bly. Maar ons sal eendag weet. En daarom ook vanmôre sê ons as gemeente,
ons is saam met U op pad. Elkeen van ons wat vandag hier uitstap, terwyl ons hier binne is, terwyl ons planne maak vir môre, Here, is ons op pad. Wie is die herder wat ons lei? Die een wat voor ons uitgaan en die een wat agter ons aankom. En Here, ook met ons lewens. Laat U wil geskied. Amen. Die laaste lied in die liedboek, 602, is 'n baie bekende lied. En ons gaan ook in ons boodskap so 'n bietjie daarna verwys. Kom ons sing dit. Ons sing die eerste, die vierde en die vyfde stuk. Voor die sondeval het Adam en Eva in absolute harmonie geleef. Praat van groot vrede in die tuin wat God gemaak het. Praat van absolute vrede en rustigheid in Eden, in God se tuin. En hierdie mense was na die beeld van God geskape. Daar was geen gaping tussen hulle en God nie. Elke dag in sy teenwoordigheid en dan 'n wonderlike gewoonte wat hulle gehad het. Elke dag, aan die einde van die dag, hulle God wat saam met hulle kom wandel. Vir my bly dit die mooiste deel van die dag, is dit nie? Wanneer die aand op die horison lê en die dag klaar sy dinge klaar gedoen het, daai stukkie rustigheid wat jy het om iets te doen wat hierdie oomblik vasmaak. En dan as Adam en Eva dit geniet, is hy by hulle, die wandelende God in die aandbries. Dit was 'n perfekte lewe. Vrede met God. Vrede op aarde. Dit was 'n aarde sonder hartseer, sonder pyn, sonder trane, sonder afskeid. Was 'n aarde sonder bekommernis wat jou partykeer nagte laat wakker lê en jou los waar die twyfel jou karnuffel. Was 'n oorvloed aarde. Sonder die sweet van jou aangesig en die moeilike bestaan wat jy moet maak. Dit was harmonie sonder verlange, sonder afskeid. Sonder goed wat jou gebeur, wat jy soms met herinneringe los, want dis al wat jy oor het. Was 'n plek sonder wanhoop, sonder moedeloosheid, sonder stikkende en gebreekte harte. Dit was 'n plek waar die dood van een van God se mense eenvoudig nie sou plaasvind nie. Matteus 19 vers 28 vertel Jesus van 'n plek waar dit weer so sal wees. Hy beskryf hierdie plek van ewige vrede en absolute harmonie. Hoor mooi wat hy skryf, hy sê, dit verseker ek julle as hy met sy disippels praat, wanneer alles weer nuut sal wees, sal die Seun van die mens op sy troon sit en julle saam met my. Wanneer alles weer nuut sal wees. Griekse woord palingenesia. Palin wat beteken weer en genesia wat beteken Genesis, begin. Geboorte. Wanneer alles weer Genesis sal wees. En daai tyd kom. En nou het ek en jy vanmôre so pas gesing, ek sien 'n nuwe hemel kom. 'n Aarde nuut en vry. Die seer wat alles skei, verdwyn. God self kom by ons bly. En ewe skielik besef ons daar is so 'n plek en dis op pad. Geen trane, geen afskeid, geen seer. Geen verbuisterende nuus wat jou wêreld uitmekaar laat spat nie. Geen oomblikke van verlies nie. Geen finale totsiens nie. Geen kamers wat leeg staan of plekke om 'n etenstafel wat nie verder gevul word nie. Maar ek en jy wat vandag hier sit, was te laat vir Eden.
en ons is nog te vroeg vir die hemel. Kan jy wat vandag hier sit, was te laat vir daai perfekte tuin, en ons is nog te vroeg vir daai oomblik saam met ons Here. As ek en jy vandag hier sit, was ons te laat vir perfekte harmonie, en ons is te vroeg vir ewige vrede. Want ek en jy leef nou in hierdie stukkie tyd tussen Eden en ewigheid. Tussen perfekte saamwees en ewige vrede. Ek en jy is gebore na die sondeval, en ek en jy is nog op pad na die hemel toe. En ons leef op 'n aarde wat baie keer swaar dra aan die skuld van die verlede. Ons leef op 'n aarde wat baie keer stikkend is en meer stikkend word. Ons leef op 'n aarde waar jy stikkend kan breek en hoop kan verloor. En dis 'n plek vol dorings en distels, vol oorstromings en oorloë, vol virusse en kieme, hongersnood, hartseer, bekommernis en hartseer. En weet jy, op hierdie aarde is ons baie keer spyt oor gister, ons is hartseer oor vandag. En ons is bekommerd oor môre. Op hierdie aarde word ons tyd ook bepaal, dikwels deur dit wat ons nie verwag het nie. Prediker 3 probeer dit mooi stel, daar's 'n tyd om te lag, 'n tyd om te huil, 'n tyd om te omhels, 'n tyd om van omhelsing weg te bly, 'n tyd om gebore te word, en 'n tyd om te sterf. En daai tyd bepaal ons nie. Ek kon my kinders hierdie week wat verby is nie genoeg vasdruk nie. Want ons bepaal nie tyd nie. Ons leef ook in 'n wêreld waar ons baie dinge nie verstaan nie. Oomblik as iets loop nie volgens ons beplanning nie, verstaan ons dit nie. Die oomblik as iets gebeur en ons het dit nie besluit of bepaal nie, verstaan ons nie. En nou kom Romeine 8 en sê, maar die skepping self verstaan nie. Hierdie wêreld van ons sug, die Griekse woord wat gebruik word is meer as 'n sagte sug, is eintlik 'n kreungsug, dis 'n harde sug. Soos wanneer iemand sug en hulle wil hê jy moet hoor hulle sug. Tieners kan nogal so sug, is dit nie? So harde kreun, steun sug. Romeine 8 sê, die hele skepping sug so. Hoekom? Want die skepping wil van hierdie gebrokenheid verlos word. Die skepping weet hoe dit was voor die tyd. Die skepping weet hoe God alles gemaak het. Die skepping wil weer nuut gemaak word. Die skepping wil weer wees soos wat dit was. Die skepping wil weer beleef waar hierdie almagtige God saam met jou kom stap. In die namiddagbries. Meer as dit ook nog. Die skepping weet dat ons God so nodig het. Want saam met die skepping sug ek en jy ook. Ons sug omdat ons baie keer swaar kry, ons sug omdat ons so kan seer kry. Ons sug omdat ons baie goed nie kan verstaan nie. En dis waar wat Filippense sê, die paadjie hier buite is nie 'n maklike pad nie. Dis baie keer 'n meer doonlose wedloop. En dis 'n ding van 'n wedloop, het jy al agtergekom. Maak nie saak hoe jy jouself voorberei het nie. Maak nie saak hoe fiks jy is nie. 'n Wedloop bly altyd moeilik. Dit vat alles van jou. Jou krag, jou energie, daai laaste stukkie vitaliteit, dit vat alles van jou. Die oomblik as jy klaar is met daai wedloop, weet jy het dit gedoen. Ons sug, want ons sintuie vertel baie keer vir ons. Dis moeilik. Ook hier is 'n groep mense wie se oë gaan soek na hierdie klein breinkoppie. Wie se ore gespits gaan word vir haar sê goedjies, haar lag.
Ook hier is 'n groep mense wat hulle arms gaan oopgooi, want daar was drukkies. Onsig. Want dis seer. En tog sug ons nie sonder hoop nie. As daar 'n oomblik is waar jy regtig vir God nodig het, is dit juis hier waar jy nie weet nie, is dit nie? As daar 'n oomblik is wat jy agterkom hoe groot sy krag is en hoe wyd sy troos trek, is dit juis daar waar jy seer kry en val en wil bly lê. Ons sug nie sonder hoop nie. Want lank gelede het dieselfde Skepper van die volmaakte tuin, die gebreekte volmaakte tuin, sy seun gestuur, sodat ons met hom versoen kan wees. Daai dag het hy gesê, ek stuur my kind, want so lief het ek hierdie wêreld. En ek hierdie wêreld so lief het ek hom gaan stuur, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. So lief het ek hierdie wêreld, het hy gesê, hierdie stikkende, gebreekte tuin, hierdie volmaakte harmonie wat opgemors is. So lief het ek hierdie stikkende, sigtende wêreld. Daai seun het ons dood kom oorwin. Daai ding waarvoor ons die bangste is, die dood. Daai ding wat ons dink die finale sê het, daai groot vyand in ons almal se lewens, daardie seun het hierdie dood oorwin. Daardie seun het ook sy gees gegee. En Romeine 8 sê selfs die gees is met my. En dis die goeie nuus vanmôre. Ons sug nie sonder hoop nie. Ons sug in sy teenwoordigheid. Ek hoef nie te wag vir die groot Skepper om eers in die middag laat te kom sodat ons kan wandel nie. Deur sy gees is hy altyd by my. Partykeer as mense deur 'n moeilike tyd gaan, dan vra jy met 'n tyd die vraag, hoe het ek hier deurgekom? Die vraag het altyd net een antwoord. Hy het my sy gees gegee. En in my verwarring, en in my verbuistering, en in my verdwaaldheid, en terwyl ek hier is vol vrae, vol moedswilligheid en vol seer, miskien selfs vol verwyte, leef ek in sy teenwoordigheid. As die aarde my seer maak, stikkend maak, stom maak, word ek eintlik elke keer herinner aan dit wat kom, aan dit wat op pad is. Ek sien 'n nuwe hemel kom. En dis waar, ons was te laat vir Eden. En ons is nog te vroeg vir die hemel. Maar ons is in hoop op pad. En maak nie saak wat jy jouself noem nie, 'n pelgrim, 'n reisiger of 'n atleet. Hang af natuurlik van die spoed, dink ek, waarmee jy besig is. Ons is almal op pad. In hierdie wedloop gebeur daar baie dinge met ons. Partykeer kruis jy op pad iemand anders wat jy nie gedink het nie. Partykeer kom jy by 'n punt waar jy van voor af moet begin. Partykeer gaan jy deur dale van donker skaduwee. Partykeer is daar afskeidsoomblikke wat jy nie verwag het nie. Maar elkeen se wedloop het 'n eindstreep. En ons is op pad. Vanmôre oom Mike, tannie Cathy, huil ons saam met julle. Ons kan saam met julle deel in al die mooi goed. Maar ons huil saam met julle. En as ons in die stilligheid sug, dan sug ons saam met die Skepper. En ons mag maar. Want die Gees sug saam met ons.
pleit vir ons met versigtinge, sê die woord, wat jy nie in woorde kan omskryf nie. Die Gees dra nie net vir jou nie, hy vul jou met dit wat jy nodig het om hierdie te dra. En daarom het ons hoop. Weet ook dat God elkeen van ons eendag sal roep. En as God roep, verstaan ons nie altyd nie. Sommige van ons roep hy baie laat. Ander van ons baie vroeg. Dis juist wanneer hulle geroep word, waar dit vir ons so skielik en onverwags is. Ons bly vandag agter tussen 'n wêreld wat eens was en 'n wêreld wat kom. Ons leef in 'n stikkende, sigtende wêreld. Maar saam met elke eina kan ons ook sê amen. Saam met elke eina kan ons ook sê amen. Mag God vandag by julle wees. Augustinus het eeue terug gesê, mag God vandag by julle wees nader as julle eie harte. Mag die Here julle vandag hou vas, elke tree vorentoe, ook 'n moeilike tyd wat voor lê. Niks kan julle van sy liefde skei nie. Mag julle die teenwoordigheid van sy Gees so intens beleef, dat ons saam met sy Gees sal kan sê, alles is reg. Alles nie altyd reg nie. Amen. Een kort hulde blyk. Hier by ons in die gemeente is daar 2 mense, vir wie ons baie lief is. Hulle naam is oom Mike en Tannie Cathy. Tel jy hulle ouderdomme by mekaar, kom jy by 'n stuk tyd uit en jy trek dit af as jy amper daar waar Jaffer die beek was. Saam, amper 90 elkeen, 64 jaar getroude lewe. Hulle het 'n wonderlike dogter wat ook by ons in die gemeente kom kerk, Rika en Polly. En dan is daar 'n klein dogter, Cathy, in Australië. Cathy het 3 kindertjies, 2 seentjies, oudste en jongste, en dan klein Karen in die middel, 9 jaar oud, 8 jaar oud. Saterdag, en ons praat nou van voorverlede Saterdag, dit was die 29ste Februarie, het sy aan atletiek deelgeneem, en sy die 200 meter gewen. As 'n mens na die videoetjie kyk, sien jy 2 dinge raak. Jy hoor 'n pappa wat skree verwoed aan hom, en jy sien maar hierdie kind is myle ver voor die ander. Sondagoggend die 1 Maart opgestaan, na pappa en mamma toe gegaan en gesê, ek het geweldige hoofpyn, en in mekaar gesak. Dit klont wat moeilikheid gemaak het en skade veroorsaak het by die brein. En 'n masjien aan die lewe gehou sodat ouma Rika en oupa Polly en die ander oupa en ouma kon kom, sodat almal totsiens te sê, en uiteindelik ook organe geskenk wat 3 ander kinders se lewens gered het in verlede week. Uiteindelik die masjien afgeskakel. Ons huil saam met julle. Ons gaan vir julle opkuier. Ons gaan vir julle bly troos. En ons weet, God het geroep. Was nie noodwendig ons wens nie. Maar God het geroep. Sy is nie vandag weg nie. As iemand weg is, weet ons nie waar hulle is nie. Is dit nie? Die stukkie tyd tussen Eden en die hemel het vir haar geëindig. Sy is daar waar Jesus gesê het,
ek maak 'n plek gereed. Tannie Cathy en Mike, dra ons groete en liefde ook aan julle mense oor, en julle geliefdes. Ons stap saam met julle die pad. Here, ons soek nou u troos, en ons soek u nabyheid. Ons leef in u krag en ons klou vas aan u teenwoordigheid. Ons dra familie en 'n gesin aan u op, Here. 'n Pappa en 'n mamma en 2 boeties, oupas en oumas, niggies en neefies, tannies en 'n oupa grootjie en 'n ouma grootjie wat baie seer het. Dieselfde hand wat gee en neem, is die hand wat uitsteek om te troos. Ons plaas hulle in u hand. Ook besef ons weer, Here, ons is almal op pad. Ons is nie gemaak om vir ewig hier te wees nie. Hier, Here, is waar ons te laat was vir die paradys en nog te vroeg vir die hemel. Lei ons ook hier, want ons het u nodig.